I always admire his wisdom. Yesterday we were in Cape Town, Constantia, and he spoke a few words, but it was so profound, and I could listen to a wise man. This man obtained a few years ago his PhD degree in theology. And I introduce unto you the man who's going to minister the word of God, Bishop Nathaniel Botha. Hallelujah. Kosbaar vanmôre dat in die teenwoordigheid van die allerheiligste God te kan wees. Amen. Groet jou in die mooie naam van Jesus. Amen. Naam bo elke naam. Daar is nie nog so. In die hemel, op die aarde, onder die aarde. Die naam van Jesus. So my goddelike voorreg om hierdie heilige atmosfeer ek kan begroet vanmôre. Is die Silver wat die distrikopsiener is. Pastor Barry, spesifiek van Paketberg, en dan al die ander dienaars. Die wat my ken weet, ek hou nie daarvan om te sê welkom pastoor dit en pastoor dit en pastoor dit. Amen. Ek hou daarvan om die diensknegte van die Here te groet. Dit is die hoogste ambt wat ons in die bediening kan hê, as om 'n dienaar van die allerheiligste God te kan hê, of 'n diensmaagd. Want die skrif is vir my baie belangrik wat hy sê, gaan in goeie en getroue. Amen. Diensknegt. Hy sê nie pastoor nie, hy sê nie professor, hy sê nie apostel, hy sê nie profeet, of wat sy titel nie, maar hy sê diensknegt. Jy was getrou my dienaar, en my diensmaagd. Wonderlik om saam met u te wees, dis die eerste keer, en my boetie, ek bid maar dat hulle vir ons die klippe en seëninge sal verander. Is kosbaar om kinders van die Here te wees. Voorreg om saam met die Weskaap distrik al ons lisensieerings te kon doen gister en sekere sake te bespreek. Want die kerk van God is ek en u. Dis nie 'n gebou nie. Ek en u. En ons moet die vrugte dra. Boom word aan sy vrugte geken. Ek sê weer, is 'n goddelike voorreg om vanmôre saam met so baie dierbares in die Weskaap te wees. Ek dank die Here vir my vrou wat saam met my altyd ry, ongeag haar gesondheid. Is hy dankbaar vir die gebede. Nou, my boetie het net gesê, Pastor Benny, dat dis die eerste keer wat hy in die Weskaap kom, maar kom ek sê vir u hoekom. Hy was ook 'n pastoor in 'n gemeente, en jy weet as jy 'n pastoor in 'n gemeente is, dan word jy vasgehou, en hy het baie ander dinge gedoen, en so 2 jaar terug, toe gaan hy op pensioen. So nou is hy los om saam met my te ry.
Hy en sy vrou Isie, en ek waardeer dit, en ek waardeer hulle. Mag die Here hulle baie ryklik seën. Kosbaar. Nou as jy die woord van die Here het, ek gaan so 'n bietjie met u gesels vanmôre. Ek is soos 'n vader wat nou by die huis is, om met my kinders te kan gesels. Dit is 'n goddelike voorreg. Kom ek sê net vir u, daar is nie 'n plaasvervanger vir die salwing van die Here nie. Salwing van God is onberouwelijk. Die olie van die Heilige Gees is duur. Dis nie goedkoop nie. En dis ook nie 'n maklike saak nie. As dit vir my 'n voorreg om hierdie Sondag in Piketberg met u bietjie te kan gesels by 2 Samuel die 9de hoofstuk. Nou, ek het in die week in die kantoor toe, gee die Here my hierdie skrif. En terwyl ek dit vir my broer noem, toe sê hy, maar hy het ook 'n boodskap van my vader gelees, van Mephibosheth, sy voete wat onder die tafel van die koning is. Toe weet ek, die Here bevestig sy woord. En ek gaan dit uit my hart uitbring, ek is nie 'n aansitterige man nie, ek hou van nederigheid, ek hou daarvan, dat ons op mekaar ag gee, ons mekaar respekteer, maar dat ons ook in die teenwoordigheid van die Here, sy heerlikheid ervaar. Kom ons bid net saam. Vader, ons Vader, hoe heilig is hierdie oomblikke vanmôre, net om aan u voete te kan sit, en te kan sê, spreek Heer, die diensknegt luister. Gebruik my nou om die woord oor te bring, Heer, en die hart van God aan die bediening te kan gee, sodat elkeen van ons kan ervaar die grote heerlikheid van die Here Jesus. Ek sê vir u baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Die afgelope tyd het ons baie, ek wil amper sê die laaste jaar of 2 het ons baie deur Suid-Afrika gery. Laas jaar alleen het ons so 100,000 plus kilos op die kar gesit, wat ons net in die bediening gery het. Hierdie jaar was ons alreeds in Mpumalanga, in Gauteng, ons was in die Noord-Kaap, ons was in die Karoo, nou vanmôre is ons in die Wes-Kaap. En dit is vir my 'n goddelike voorreg om hier te kan staan en net vir u te kan sê, hou vas. Hou vas. Moenie moed verloor nie. God ken jou hart. God ken jou hart. Dit is 'n moeilike saak wanneer jy gesig wil koop en wil voorgee wat nie binne is. Want God kyk in die hart. Halleluja. Hy kyk ver in die diepte van 'n mens se wese waar geen mens kan kyk. En dit is vir my 'n kosbare voorreg dan om vanmôre so 'n bietjie oor Mephibosheth met u te gaan gesels. 2 Samuel 9 vers 1 sê Dawid, en ek wil jy moet my volg, ek het net skrifte neergeskryf, en soos die Here dit vir my gee, gaan ek dit vir u bring. Dawid sê, is daar nog iemand? Nou vanmôre wil ek vir u vra, is daar, u gaan kom by die kerk, is daar nog iemand oor van die huis van Saul? Onthou, Saul was die koningshuis, die koning wat
sy rug gedraai het op God. Die koning wat sy rug gedraai het op die salwing van die Here. Die koning wat sy rug gekeer het op die een wat hom geroep het. En toe word Dawid in sy plek koning. Maar in sy hart was daar 'n begeerte. Ek moet nog iets doen aan die koningshuis van Saul. Al was hy my vyand, al wou hy my doodmaak, gee ek nog steeds erkenning aan hierdie koningshuis. En nou kom Dawid en hy vra, is daar nie nog iemand? Verskoon my maar, ek het so 'n bietjie 'n verkoue onderlede, maar glo die Here sal ons deurdra. Hy sê dat ek aan hom guns kan bewys terwille van Jonathan. En terwyl ek hierdie skrif gelees het, toe kom die lied nou by my op. En ek gaan vra vir Benny en Isie om vir ons te sing. My meester, kom praat met die storm. Kom Benny, Isie. My koning, kom praat met die golf. Die skare verlaat om in die Here te gaan, en ek vaar na die oorkant van die see, maar die storm bring mee dat my hart en my vrees, maar Jesus sal hoor as ek roep. My meester, kom praat met die storm. My Here, kom praat met die wind. My koning, kom praat met die golwe en gee my kalmte oor my lewenssee. En as die golwe begin en die golwe oorwin en die wind van die storm my dryf, hef jou hand op, die koning is nou in jou woord, en Jesus sal hoor as jy roep. My meester, kom praat met die storm. My Here, kom praat met die wind. My koning, kom praat met die golwe en gee my kalmte oor my My Here, kom praat met die wind. My koning, kom praat met die golwe
duiwel gaan nie keer dat ek hierdie woord aan U bring. Ek vra kom ons staan op die voete vanmôre. Ek gaan vra vir die pastoor, kom bid saam met my. God my aanraak, as U net die hand kan uitstuur. Halleluja. Die Here my krag gee om hierdie woord aan U te bring. Halleluja. Halleluja. Ek gewaar die salwing van die Here. Gewaar die krag van die Here, gewaar die heerlikheid van die Here. Halleluja. Dankie dierbares, halleluja. Ek het in die begin, God wil ons doen vanmorgen. Here wil ek met die wonderwerke. Ja, kom ons gee die Here die prys. Halleluja, 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 halleluja. Kom ons maak ons die samen van die Here. Kom ons maak ons die samen van die Here. Kom ons maak ons die Here. Kom ons maak ons die Here. Hallelujah, praise Him, praise Him, praise Him. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wie kan ons sê? Praise die Here. Is daar nog iemand oor van die huis van Saul? Miskien kan ons hierdie vraag vra. Is daar nog iemand in ons eie huis, in ons eie familie, in ons eie gemeenskap, in ons eie bediening, dat ek aan hom guns kan bewys? Dat David sê dat God sê, ek wil vanmôre aan jou guns bewys. Ons soek nie guns van mense nie. Ons soek vanmôre die guns van die allerheiligste God. En die koning is gereed. Hy staan gereed. As jy kom, gaan hy aan jou gee. As jy nie vra nie, gaan jy nie kry nie. As jy nie klop nie, gaan hy nie vir jou oopgemaak word. As jy nie soek nie, gaan jy nie vind. Maar die koning staan vanmôre hier met uitgebreide arms. En hy sê, kom, ek wil aan jou guns bewys. Ek wil aan jou gee die begeerte van jou hart. Ek wil aan jou gee die verlange van jou innerlike mens. Ek wil aan jou gee wat jy soek. As jy my soek, gaan jy my kry. Die koning sê so, Jesus, El Shaddai, Elohim, Jehovah. Halleluja. En hy sê, ek is hier. Amen. Wat vir my kosbaar is, die Here maak vir ons die skrif oop by die Here. Hy sê, ek wil nie net aan hom guns bewys, maar ek wil aan hom guns bewys terwille van Jonathan. Hier is die kern. Ek wil aan hom guns bewys terwille van my vriend. Terwille van die een wat saam met my geloop het.
Terwille van die een wat saam met my geveg het. Terwille van Jonathan, wat my boesem vriend was. Nou sê God vanmôre, ek wil aan jou guns bewys, terwille van my seun, wat sy lewe vir jou afgelê op die kruishout van Golgotha. O, wat 'n groot woord. Nou Siba, dit is nou vers 3, Siba sê nou, Siba was die diensknegt, die dienaar. Hy sê, daar is nog 'n seun van Jonathan. Daar is nog een. En as jy begin bid, daar is nog een. As jy begin soek, daar is nog een. As jy begin getuig, daar is nog een. As jy begin preek, daar is nog een. Daar is nog een. Halleluja. Halleluja. Maar hierdie seun, Dankie Here. hy was nie wel aangestel nie. Hy was nie 'n ryk man nie. Hy was uitgeworpene. En op baie min tyd het ons vanmôre van uitgeworpenes. Jesus sê hy het gekom vir die uitgeworpenes. Hy het gekom vir die melaatses. Hy het gekom vir die mense op wie ons neerkyk. Hy het gekom vir hulle wat hom nodig het. So luister mooi na my vanmôre. Laat ek vir u sê, hy sê daar is nog 'n seun van Jonathan wat lam is aan al twee sy voete. Nie net een voet nie, al twee voete. Nou die dag sê iemand vir my, sy groot toon moet afgesit word weens suikersiekte. Nou as u die mense liggaam ken, 'n groot toon hou jou balans in jou voete. Laat jou reguit loop. As jy groot toon afgesit het, is dit moeilik om reguit te loop. Ons het 'n klavierspeler in die gemeente in Bloemfontein. Pragtige klavierspeler. Miskien ken julle van hom. Sy pa was pastoor Willie van Wyngaard wat in die Bybelskool was daai jare. Hierdie is Willie van Wyngaard, hy kan net so goed klavier speel en musiek maak. Laas jaar het hulle al twee sy bene afgesit. Weens suiker. Maar hy speel nog klavier. Hy dien God nog. Hy eer God nog. Hy sê altyd ek die voete nie. Ek het hande. Ek het vingers. Baie keer dink jy is te voorkomend aan dit wat jy het. Bring wat jy het na God toe. Bring jou gawe, bring jou talent. Bring jou roeping, bring jou salwing. Bring dit wat jy met God gekry het. Moenie eendag onder 'n besembos gaan lê. Soos Elia nie. Toe hy daar onder die besembos lê, toe vra God vir hom, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Jy hoort nie hier. Dit is nie jou plek. Luister, as daar stryd en probleme kom, God kan met die storm praat. God kan met die winde praat. God kan met die siekte praat. God kan met probleme praat. Luister mooi na my vanmôre. Maar moenie onder 'n besembos gaan lê nie, want daar onder die besembosse is daar insekte, daar steekvliee, daar's goggas. Die sonde gaan jou seermaak as jy in die teenwoordigheid van God is. En die koning vra hom, waar is hy? Waar is hierdie seun? En hy sê in vers 4, kyk, hy's in die huis van Mager, die seun van Amiel in Lodibar. Nou as jy Lodibar se betekenis is 'n verlate plek, 'n plek van vergete kanse, 'n plek van eensaamheid, 'n plek weg van God af, 'n plek weg van die koningshuis af,
Sit jy vanmôre in Loondiepad, dan wil ek vir jou sê, daar is iemand wat aan jou guns wil bewys. Daar is iemand wat sy hand na jou toe wil uitsteek. Daar is iemand wat jy wil optel uit jou omstandighede, uit jou siekte, uit jou krankheid. Daar is iemand vanmôre. Yes, Lord. Jesus. Baie keer voel ons so alleen. Is dit nie so nie? Ons voel so verlaat. Want dan was daar stryd en probleme was. As die krisisse van die lewe om ons kom, dan sit jy op 'n hoop en jy begin jouself bejammer. En jy begin praat en sê, Here, niemand sien my raak. Niemand gee om. Ek staan net so alleen. Maar God sê vanmôre, hy gee jou om. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Kom ek sê vir u vanmôre, ons as manne van God voel baie keer ook alleen. Ons voel ook verlate. Ek onthou 'n paar jaar terug, het ek, terwyl ons so baie ry, sit ek een Desember môre in my kantoor en ek begin met die Here praat en ek huil en ek sê, ag Here, ek voel nie of dit die moeite werd is nie. Ek voel nie om aan te gaan. En die Here vat my daar na Exodus 3 toe. Met die roeping van Moses. En die brandende braambos. Hy sê te Moses die skape agter die berg ingejaag. Maar baie keer is ons oor net op die skape. Dis net op die omstandighede. Dis net op die probleme. Dis net op die krisis. Ons kyk wat hier voor ons is. Maar toe die skape ingejaag is, toe is daar 'n doringbos wat brand. Toe kom die teenwoordigheid van God na Moses. Luister vanmôre die goeie teenwoordigheid van God. Het by hierdie kerk ingekom. In wat se vorm ook al. As jy jouself jou hand uitreik, gaan jy voel, Here, ek is hier. U is hier. Ek wil nie aanraak, ek wil nie los, ek wil vashou. Paar jaar terug die wat ons ken sal weet, my vrou het alles in my kantoor gedoen. Sy kon ry, sy kon al die werk doen op rekenaar en sovoorts. My kinders sê ek is tegnologies gestremd. Want ek laat hulle die computer werk doen. Hey, kyk by hierdie klein kindertjies van 3-4 jaar oud, hoe slim is hulle met die selfone. Baie slimmer as ek. Weet ek is 'n man, ek wil net die basics doen. Weet die baas, ek het nie tyd vir fietsjassies nie. Want terwyl dit gebeur en my vrou die 3de oogoperasie ondergaan. En die oggend na die operasie wat ons by die spesialis instap. En hy sê vir my vrou, mevrou Botha, jy sal nooit weer kan sien uit jou linker oog. Ek weet nie of sy harder gehuil het as ek, want dit is soos 'n doodsvonnis. Te dink, Here, ek kon ry, ek kon werk, ek kon na myself kyk, en skielik is dit van my weggevat. Ek het uitgestap aan een kant gery. En ek het vir die Here gesê, Here, hoekom? Ons werk dan vir U. Ons offer ons lewe op in die kerk van God van Profesie. Al ons geld, alles is in hierdie bediening in. Ons offer ons lewe op, Here. En ek sê vir die Here, baie mense waardeer dit nie eers. Pastoor, om vir God te werk is die mees ondankbaarste werk.
Luister mooi. As mense wat van jou en as mense wat van jou skinne. As mense wat van jou kwaad praat. En as ook mense wat vir jou omgee. So waar. Waar kan jy gaan lê? Dank die Here vir haar. Want sy is maar my ou rots. Broeders, waardeer julle vroue vanmôre. As die Here wil, is ons volgende jaar 47 jaar getroud. Dieselfde man, dieselfde vrou. Kyk net hoe moeilik ek. Is net sy. Is net sy. Sy is baie punte meer. As ek vir haar los die ding en sê, nee, dit moet reg wees. Dis soos 'n vrou is. Die goed wat vir 'n man nie saak maak nie, maak saak vir 'n vrou. Die rede hoekom ek dit inbring vanmôre, ons kyk nie om nie. Ons kyk nie terug. Ons neem omstandighede in die oog. God lei ons. God hou ons vas. Ek sê gister vir Suster Dolly, ek het so 'n bietjie deur my ma se goed gegaan. En ek onthou toe hulle die pastoor was op Laaimakers in die Noord-Kaap. Was die eerste vroue konferensie in Laaimakers. En ek lees die boodskap wat my moeder geskryf het. En ek sê ek wil dit vir haar bring, want hulle was die pastoorspaar op Laaimakers. Wil ek vir die vanmôre sê, daar is nog 'n seun van Jonathan. Voel jy vanmôre, jy is lam aan al twee jou voete. Voel jy, Here, ek kan nie meer. Voel jy, Here, waar na toe? Weet ek is baie lief om pastore te bel. As die Here my lei, dan bel ek sekere pastoor. Ek sê altyd vir my broers, ek hou nie daarvan om WhatsApps te stuur. Dis was nou die nuwe generasie. Nie so nie. Ek wil jou stem hoor. Want jou stem sê vir my, hoe gaan dit met jou? Jou stem sê vir my, in wat se toestand is jy? Hoe voel jy? Gaan dit goed? Of gaan dit sleg? Daarom hou ek daarvan om met van die manne van God te kan praat. Vanoggend vroeg toe, ons ry sien ek weer pastoor Roy daar van Grobbers Hoop het gebel, en ek bel hom gou terug. Hy sê nee, Bishop, ek wil net hoor hoe gaan dit. Kosbaar. Kom ons vat mekaar se nommer. Ons skinder nie van mekaar nie. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons dra mekaar se laste. Waar is daar die boetie wat net nou gesê het, die jeug is môre se kerk? Waar is hy? Is hy daar agter? Nee my ou seun, die jeug is klaar vandag se kerk. Is klaar vandag se kerk. Ons kan nie, toe ek groot geword het, het ons gesê die jeug is môre se kerk. Nou ja, dit is 40, 50 jaar terug. So daar die jeug het groot geword. En vandag is die jeug vandag se kerk. Die Sondagskool is môre se kerk. En daarom is dit belangrik dat ons jong mense aan die voete van die Here sit. En inneem elke woord wat gespreek word. Soek die Here terwyl jy nog jong is. Ek was 12 jaar oud toe die Here my siel. Nee, het my vroeër gered, maar hy het my geroep toe ek 12 jaar oud was. En ek het 'n pa gehad wat my geskool het in my roeping. Dis hoekom vanmôre leierskap. As daar jong mense in jou bediening is, of enige broer of suster, kry hulle in die oog. Mentor hulle. Dat hulle kan vir God iets gaan doen en iets beteken. Ek kyk na die praise and worship team en ek sê, Here, my hart is geroer. Want ek sien die toegeneemdheid, ek sien die liefde, ek sien die oorgawe.
met wat hulle sing en God prys en God loof. En ek wonder, Here, kan ons mense nie maar instappe in die heiligdomme van God met lofgesange en ons kan in takke swaai en ons kan die Here prys en ons kan die Here loof en ons kan hom eer vanmôre. Ek hoop nie jy is haastig nie. Koning vra, waar is hy? God vra vanmôre, waar is hy? Jy sê jy is my kind, maar jy het nie gemeenskap met my nie. Jy sê jy is my kind, maar jy praat nie met my nie. Jy sê jy is myne, maar jy is ver. Jy is ver. Ek wil jou so graag seën, maar jy is ver. Ek wil my hand op jou sit, maar jy is ver. En dan kom die skrif in Jesaja en hy sê, ons moet ons harte skeur en nie ons tree nie. Nou luister vanmôre, ek wil verder gaan met hierdie woord. Hy sê hy is in die huis van mager. Daarom het koning Dawid gestuur en het hom laat haal. God wil jou laat haal vanmôre. Halleluja. Halleluja. Hy steek sy arms vanmôre onder jou in en hy wil jou terughaal. As jy teruggeval het, wil hy sê jy moet terugkom. As jy verloor het, wil hy moet opstaan. As jy seer gekry het, wil hy moet gesond wees. As jy hom nie meer loof en prys nie, hy roep jou terug. Want hy is die God wat herstel. In vers 6, toe Mephibosheth die seun van Jonathan by Dawid inkom, halleluja. Ek sien ons vanmôre as Mephibosheth, toe in die teenwoordigheid van die koning kom. As jy vanmôre met jou lam voete in die teenwoordigheid van die allerheiligste God kom. Soos sy Silver, ek wonder hoe baie trane het jy al gestort oor hierdie distrik. Pastoor, ek wonder hoeveel trane het jy al gestort oor die gemeente. Ek raak bevoel as ek in die teenwoordigheid van God kom. Want die heerlikheid van God is te groot, dat jy sommer net op jou voete kan staan. Jimmy Swaggart sing 'n lied en hy sê, I cannot comprehend. Ek kan nie begryp. Die salwing van die Here, die teenwoordigheid van God. Maar nou kom hierdie boodskap vanmôre. Toe Mephibosheth by Dawid inkom, as jy in die teenwoordigheid van Jesus inkom, halleluja, dan moet daar iets gebeur. Dan moet daar iets gebeur. Jy kan nie soos 'n ou pop of 'n dooie deurklop sit en net voor jou kyk nie. Jou siel moet geroer word. Iets moet gebeur. Amen. Jesus. Dit roer my siel. Halleluja. Van die Here uit gaan Jesus. Halleluja. Die dierbare naam wat slawe kan bevry. Die wonder van hierdie naam is so onmeetbaar. Van 'n ras het jou siel so 'n bietjie geroer in die teenwoordigheid van die Here. Ek kom en bid hier baie keer en as dit stil en is dood. My pa het my geleer, as jy dood is, as jy stil is, dan bid jy nie. Hy het ons geleer om hard te bid. Jy kom en bid hier en jy bid hard. En dit bring die teenwoordigheid, die indragtigheid van die Gees van God onder mekaar. Ek hou daarvan om uit te bid, om hard te bid. Ek kan net sê, ag Here Jesus, baie dankie vanmôre vir my kat en my hond en my kos en my werk. Ja.
Jou siel moet konneksie maak met God. Halleluja. Jou siel moet konneksie maak met die Here. Baie keer ken ons onsself nie eers in die bediening nie. Maar weet jy wat het gebeur? Mefiboset kon nie loop na koning Dawid toe nie. Die Bybel sê, toe hy in die teenwoordigheid van die koning kom, toe val hy op sy aangesig. Jy kan nie staan in die teenwoordigheid van die koning. Jy sal moet neerbuig. Jy sal op jou gesig moet val. Jy sal moet ere bewys. Jy sal moet hulde bring. O, halleluja. Jy sal moet lofpryse met jou hart uitbring. Maar Mefiboset erken toe die koningskap van koning Dawid. Hy het geweet wie Dawid is. Hy het voor Dawid groot geword. Hy het gesien hoe sy pa Jonathan en Dawid op die oorlogsveld vir God werk. En die Israeliete beskerm in oorloë. Hy het die ondervinding gehad. Jy sit vanmôre hier met die ondervinding. Maar die aangesig is nie meer gebuig voor die koning van die konings. En Dawid het gesê, want hy het hom geken op sy naam. En hy sê, Mefiboset. Miskien sê die Here vanmôre, Piet, Koos, Anna, Richmond of Richard. Ek ken jou naam. En omdat ek jou naam ken, roep ek jou by jou naam. Ek roep jou by jou naam. Oh, halleluja. Dawid sê, Mefiboset. En toe hy spreek met gesag, al was Mefiboset sy voete lang. Halleluja. Ek kan my nie indink aan hom nie. Maar toe Dawid sê, Mefiboset, God staan vanmôre hier en hy noem jou naam. Weet jy wat is sy antwoord? Hier is die dienaar. Halleluja. Al is ek lam aan my voete, ek is die dienaar. Al is ek blind, ek is die dienaar. Al weet ek nie wat om te maak nie, ek is die diensmaagd. Soos u my ken ek u naam, maar ek ken nog nie voluit nie. Miskien jy ken jy die Here net by sy naam, maar jy ken nie sy voluit nie. Jy ken nie sy krag. Jy ken nie sy salwing nie. En vanmôre op Bekendberg is God hier om vir jou te sê, hy wil homself aan jou bekend stel, hy is skape. Hy is die God met salwinge, hy is die God met heerlikhede, hy is die God met seëninge, hy is die God wat restoreer, hy is die God wat optel, hy is die God wat herstel. Hy is vanmôre hier. Halleluja. Hy sit vanmôre hier. Ek weet nie hoekom jy in die kerk is nie, maar ek is by jy hier. Want God wil vanmôre vir jou iets doen. Hy wil jou weer aanraak. Hy wil jou herstel, hy wil jou optel. Hy wil jou nuwe krag gee. Halleluja. Ek kyk na ons ou Vader wat geopen het met gebed. En ek sien die vuur nog hier binne in hom. Dis nie 'n vuur wat iemand kan doodmaak nie. Hy is gebore in daardie vuur. Die vuur brand, hy kan nie geblus word nie. Die duiwel gaan nie daai vuur doodmaak nie.
Weet jy wat? Jy maak jou eie vuur dood. Om die ander mense beskuldig dat jy verloor. Jy het toegelaat om te verloor. Hier is die dienaar. En hier kom die boodskap van die koning aan die dienaar. Wees nie bevrees. Halleluja. Onthou die koning na die tyd as jy jou uithaal, dan moet jy gedood word. Daar's drama wat gaan afspeel. Maar die koning het gekom met 'n boodskap aan die seun van sy vriend Jonathan. Met die boosheid. Al het jy lang voete, ek het plek vir jou. Al het jy wat se tekort kom, Here, ek het plek vir jou. Ek het 'n koningsplek vir jou. Ek het nie vir jou 'n plek sommer in my kombuis nie. Ek het vir jou 'n plek aan die koningstafel. Hoor jy wat ek sê? God sê hy het vanmôre vir u plek aan die koning se tafel. Halleluja. Waar is jy vanmôre? Die koning sê, wees nie bevrees nie. Hier is my 'n mooi boodskap, Pastor Barry. Hy sê, want ek is hier. God sê vanmôre, jong man, jong seun, ek is hier. Getuig nou die dag, toe ek in die skool uitgaan, het ek na die spoorwegpolisie toe gegaan. Want hulle het meer betaal as die Suid-Afrikaanse polisie daai jare. So die salaris was bietjie beter. En dan was by was R108 'n maand, so iets gedoen. Ek praat nou van 1977. Daarom. En dan is naar die college toe. En ek het, nou vandag, het die mense nie meer hierdie kassette. Hulle het nou CD's en DVD's. En vir die jaar is het ook weg en dan het hulle net 'n stiek of 'n ding wat is dit nie so nie, jongens. En die middag om 4 as ons breek, dan sit ek oupa Botha se preek in die bungalows op. En die eerste week kon ek 4 manne na die Here toe lei. Moet jy nie skaam vir jou redding nie. Moet jy nie skaam vir jou roeping. Jou sal. Baie mense skaam vir die kerk waarin hulle is. Baie keer kom iemand aan wat se kerk is en ek is in dieselfde kerk as 'n Pinksterkerk of die AGS. Hulle is bang om te sê sinds hulle kan 'n profesie. Dit is so nie. Weet maar wat ek praat. Tweede maand het ek 11 manne na die Here toe gelei. Kosbaar. In 60 dae se tyd kon ek 11 mense na God toe bring. Een van hulle was 'n rowwe, hoor jy, was vol tattoos gewees daai tyd. Hulle het sy bynaam was Nar. Hy het daar van P se gangs afgekom. Ja, ek weet nie, die Kaapse gangs is net so kwaai. Want hy was 'n rowwe man. En die dag toe hy kniel voor Jesus, te verander die Here daai man net. Daardie jare het ons nog nie 'n bediening gehad in Kempton Park nie. Maar elke Sondagmôre dan loop ons van Esalen Park af Kempton Park toe 11 kilometer. Want daar's nog nie 'n trein wat ry daai oggend nie. Dan gaan besoek ons die Pinkse Protestante kerk. Die rede, een van my pa se vriende wat saam met hom groot geword het, van Skalkwyk, was die pastoor daar.
En ons het mekaar geken. En ek het geweet hierdie bediening is uit die boekrakke uit. Die dag toe ek uitpasseer, toe roep die bevelvoerende offisier my kaptein Delport. En hy sê vir my, Botha, kom hier. Vandag sal hy seker vir my sê, meneer, want ek is daarom ook sê, wat het om. Want daai tyd was ek 'n jong laai, ek was 16, 17 jaar oud. Ek sê, ja kaptein, kom in sy kantoor, en hy sê vir my, ken jy hierdie mense? Ek sê, nee kaptein. Hy sê, hulle ken jou. Hy sê, hulle kom sê vir my, wat jy in die kerk doen. Hy sê, hulle sê vir my, jy is getrou. Jy dien die Here. Jy is 'n voorbeeldige jong man. Miskien is daar mense wat jy nie van weet nie, maar hulle ken jou. Halleluja. Laas jaar begrawe ons pastoor Witkoen. En ek en my vrou ry van hulle huis af en ons ry verby 'n tavern. En die ou kom daar uit met 2 biere in sy hand en hy sê, hallo Bishop! Selfs die manne in die bees gaan weet van jou. Hulle ken jou. Maak nie saak waar jy is, ek loop in Bloemfontein baie. Dan sê hulle, hallo pastoor, dan vra my vrou, wie is dit? Dan sê ek weet nie. Daar word op jou lewe gelet. En dan as jy 'n jong man en 'n jong dogter is, ek wil vanmôre vir jou sê, vat God vas, terwyl jy jonk is. Luister maar van die vernederinge. Man, jy moet geskool word in die dissipline. Want daar in die wagtyd, hy wat op die Here wag, daar in die wagtyd leer God jou dissipline. Daar in die wagtyd leer God jou sy krag ken. Daar in hierdie wagtyd leer jy die aanraking van die Heilige Gees ken. Ag Here, vat ons net weer. Ons is daar. Die godsmanne ken my. Toe ek jong was, ek was lief vir spoed. Baie vinnig gery. Ek het baie die wet oortree. Jammer Suid-Afrika. Ek het altyd gesê, man wat stadig ry, hy is nie in die bediening. Maar nou ry ek self stadiger. Ons is haastig van geaardheid. Ons moet 'n bietjie kalm voor God kom. En as daar in daardie wagperiode waar die Here jou voorberei vir jou dienswerk, waar hy jou voorberei vir jou roeping, waar hy jou voorberei vir jou bediening, dis daar in daardie wagperiode waar die dinge verkeerd loop, waar dit 'n woestynpad is, waar dit nie 'n lekker pad is nie, wat jy nie weet wat er kan doen, waar die probleme baie word en die finansiële hele krisis is groot. Jy weet nie wat nie. Dis 'n daai tyd wat God jou voorberei vir 'n groot wonderwerk. Amen. Amen. Hou my trou, Here Jesus. Hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry. Maar luister wat hierdie skrif sê, ek is byna klaar. Hy sê, wees nie bevrees, want ek is hier. En ek sal sekerlik, God sê vanmôre, hy sal sekerlik aan jou guns bewys. Ek onthou ek was 'n jong man in die Bybelskool. Dis van daai jare al wat ek al pastoor werk ken. Dan was hy mooi en jonk en hy baie mooi swart hare gehad. Ek sien hy baie mooi grys hare. Baie dierbaar is vanmôre hier. Ek het voor hulle groot geword. Of kom ek sê liewer ek het saam met hulle groot geword. As 'n jong man. Nou die dag in Port Elizabeth, toe sit pas oor jantjies
Toe hy voorstel, sê hy's pastoor Botha, toe hy jong was, het hy soms so oor die kansel gespring. Ek sal dit nou nie probeer nie. Ek gaan my bene breek. My kniekoppe is nie meer so sterk nie. Maar die vuur is nog hier binne. Die salwing is nog hier binne. Die krag is nog hier binne. Ek kan nog rondhardloop as ek moet. Maar ek gaan nie oor daai kansel hier kan spring nie. Na jare was ek 'n maarlaitie. Ek kon dit doen. Ek het die lyf gehad daarvoor. Ja, nou het my vrou 47 jaar het sy gewerk om hierdie pensie te kry. En ek gaan hom nooit weer wegkry nie. Ek probeer hard. My seun sê vir my, nee pa, hy sê koop jy maar so 'n bietjie, wat is daai goed wat hy gee? Hy wat maar maak of wat ook al. Hy het my so 'n botteltjie gekoop. Hy sê nee, voor pa gaan slaap en drink pa 3 pille. In die nag gaan jou maag kleiner word. Ek sê vir hom, dankie my seun, ek sal kyk daarna wat hy sê. Pa, jou maag is te groot. Jou oupa Botha dood as het hy vir my ook gesê, my seun, jou maag is te groot. Ek besef dit. Maar hoe gaan ek hom wegkry? Luister na my. Ek is hier en ek sal sekerlik aan jou guns bewys. Terwille van jou vader Jonathan. En hy sê, ek gaan al die grond aan jou teruggee. Wat hy sê is, ek gaan jou herstel. Dit wat die Bybel gesteel het, gaan ek vir jou teruggee. Dit wat die Bybel jou van beroof het, gaan ek vir jou teruggee. Dit wat jy verloor het, gaan ek vir jou teruggee. Maar jy moet dit vat in die geloof vanmôre. Jy kan nie net hier sit en sê, Here, gee nie. Jy sal moet 'n besluit maak. Ek gaan God dien, ek gaan hom vashou. Halleluja! God wil jou vanmôre teruggee, wat die Bybel van jou gesteel het. En hier is die belofte. Hy sê, jy sal altyd deur van my tafel brood eet. En jy kan altyd van die koning se tafel kyk. Amen. Mephibosheth. En die Bybel sê, en hy het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die koning se seuns. Wow. Soos my boetie net nou gesê, jy is 'n koningsseun. Jy is 'n koningdogter. Jy is 'n prins en 'n prinses. Jy is uitverkore. Jy is geheilig. Die krag van die Here is op jou. Moenie laat die duiwel met jou nonsens praat nie. Weet jy wat, die duiwel wil jou net herinner aan jou sonde. Hy wil jou net herinner aan jou verkeerde dinge. Maar weet jy wat? God sê vir jou, ek het vir jou 'n prys. Ek het vir jou 'n kroon. Ek het vir jou die ewige lewe. Nou my oudste seun is doofstom. Dit is ons wonderland. Ja. Toe hy gebore is, het die kopdokters gesê, gaan hy 6 jaar oud word en dan gaan sy brein ontplof. Ons het gebid. Ja. Hy was nou die dag 46. Elke môre vroeg in die kantoor, dan haal ons die mannekaartjies uit. Hy gaan haal die boksie. Ja. Dan moet ons eers skrif vat. En met gebarentaal kan ek vir hom sê wat God sê. Iemand anders hy doof. Hy is elke Sondag in die kerk. Hy skiep nie 'n diens nie. Hy bly in die huis van die Here. Vaders, wees lief vir julle kinders vanmôre. Al dien hulle God nie, wees lief vir hulle. Al is jou kinders in dieselfde kerk as jy nie, wees lief vir hulle. Amen. Bid vir hulle. Hou hulle aan die voete van die Here. My tweede oudste seun se naam is Paul, sy doelnaam is Paul.
Nou, elke Sondag sal jy Paul kry in die kerk, in die baadjie van oupa Botha, en die skoene van oupa Botha. En ek sê vir my vrou nou die dag, as dit die dood van my pa gekos het, om my seun na God toe te bring. Hy wil nie ander klere aantrek nie. As dit kerktyd is, dan trek hy oupa Botha se baadjie aan. Hy sê oupa Botha loop saam met my. Die ou salwing loop saam met my. Die ou Pinksterkrag loop saam met my. Die ou heerlikheid van God loop saam met my. Halleluja! Ek sê nou die dag vir van die jong mense, dis wonderlik en pragtig in die nuwe liedere wat hulle sing, is mooi. Halleluja. Maar ek in die ou koortjies. Want hulle begin sing met, dit is Jesus. Dis die krag van God in Jesus. Toen ek gesing met soos 'n brandende hout, hy haal my in die vuur, soos 'n brandende hout. Gee my al jou evangelie! Vandag is die mense so vas aan die TV, maar dit is oor wat hulle moet kyk. By ons bidure daai jare, dan is die deur gebid. Daai koortjies het gesing, die vuur het geval, die kinders het gedans onder die krag van die geese, die kleintjies het tale gepraat. Bring ons terug, Here. Daar's nuwe winde wat waai, ja. Die Here gaan 'n nuwe wind bring. Maar weet jy wat? Ek wil afsluit. 'n Gedagte kom net by my op. Toe Jeremia die koning in die put gegooi is, omdat hy reg geprofeteer het. En ek wil hier ook sê, moenie luister na enige profeet vandag. Vandag sê die profeet, stuur my koning aan sy airtime en ek profeteer vir jou. Dis nonsens. God werk nie so nie. Of gee my 10.000 rand en ek bless jou kar vir jou. Ek sal baie so vinnig by die jare net jaag soos nog iets. God werk nie so nie. Maar toe Jeremia in die put gegooi is, toe vra die koning, is daar nie nog 'n profeet wat van my kan sê wat hier aangaan nie. Toe sê hulle, daar's baie waarsêers en toe sê ek soek hulle nie. Hy sê ek soek hierdie profeet wat reg profeteer, wat die waarheid praat, wat nie bang is om vir my te sê, hoor jy is verkeerd. En die koning stuur 30 manne. Jy kan dit gaan lees, Jeremia. Hy stuur 30 manne. En hulle gaan deur die linnekamer. Toe hulle daar deur die linnekamer gaan, toe sê die manne, ons soek nie die nuwe linne nie. Ons soek die ou linne. O Here, ons soek die ou krag, die Pinksterkrag. Hy daai toue gaan ons die sterkte hê om die man van God uit die put uit te haal. En dit is vanmôre die woord. Mephibosheth, jy sit vanmôre hier. Amen. Jou lang voete is onder die tafel. Excuse. Ek wil jou gesond maak. Amen. Ek wil jou aanraak. Ek wil jou nuwe krag gee. As jy wil, ek wil. Ja. Skoon my. Maar God is hier. Amen. En ek wil ons moet op die voete staan.
Waar is die seuns? Vat dit vir hierdie kant. Jou voete is vanmôre onder die tafel. Jou voete is lang. Jy het jou salwing verloor. Jy het jou blydskap verloor. Jy het jou krag verloor. Jy het jou heerlikheid verloor. Want jy voel lang. Jy weet nie wat te kan doen. Hier is plek vanmôre. As jy voel jy het God nodig, kom staan gou hier. Kom staan gou, hier is 'n man wat neem. Dis 'n suster. Here, my voete is lang vanmôre. So jy kan kniel en sal jy net op. Here, ek weet nie wat er kan doen nie. Maar Jesus gaan nou hier verby. Hy soek jou vanmôre. Jou mense, God roep jou. Met 'n ewige roep. Ek gee nie over waar jy is in die Weskaap. Leef jy boos en jy weet dat jy kan staan op as jy wil. Wag, halleluja, halleluja, halleluja. God wil jou herstel. God wil jou herstel. God wil jou herstel. God wil aan jou teruggee. Sy krag, sy heerlikheid, sy majesteit. Is daar nog iemand, dis 'n paar wat hier staan. Dis 'n paar, ag Here. Jy het ver gery om hier te kom. Hier is 'n spesiale oomblik. In die teenwoordigheid van die Here. Halleluja. Miskien is jy van Woester of Tokai of Constantia of Lavender Hill of waar ook al of Piketberg. God is vanmôre hier. God is hier, God is hier. Halleluja. Stap maar voor en wil ek kom. Staan so 'n bietjie voor.